So die koning sterwe en sy seun is gesterwe. En iewers by die huis sit daar 'n 5-jarige ouetjie, die seun van Jonathan. Yes. En omdat sy pa wat koning sou word sterwe, beteken die 5-jarige seuntjie is nou koning. Yes. Ja. Hy ken nog nie lewe nie. Maar die koningskap het nou op hom geval. En toe sy oppasser vanuit die nurse, hy het 'n oppasser gehad, iemand wat na hom gekyk het, toe die oppasser hoor Saul is dood, en die oppasser hoor Jonathan is dood, toe weet die oppasser hoe dit werk. Ja. Want dit het so gewerk, as ons die koning doodmaak, dan moet ons almal in sy geslag doodmaak, om seker te maak die koningskap is tot niet. Sure. So toe die oppasser hoor, Saul is dood en Jonathan is dood. Die teks sê, toe gryp sy van Mephibosheth. En sy begin met Mephibosheth te hardloop, sodat sy hom kan beskerm. En in haar gehardloop, sê die teks, toe struikel sy en sy val. Sure. Jy moet verstaan, Mephibosheth is nie nou net enige mensie. Yes. Mephibosheth is die koning. Come on. Alles is in sy hand. Die rykdom is in sy hand. Sure. Die mense is in sy hand. Almal gaan hom nou dien. Mephibosheth is nie nou net sommer easy 5 jaar oud. Maar Mephibosheth het alles. Sure. Al die rykdom. Alles wat 'n mens kan begeer. Al die slawe is onder die mag van Mephibosheth. Maar die oppasser van Mephibosheth laat hom val. Sure. En toe hy val, sê die teks, toe breek hy sy heup. Hy breek sy ruggraat. En wat gebeur met Mephibosheth? Hy verloor beweging van sy heupe af tot in sy voete. Nou sê die wet Sure. dat enige man wat verlam is, mag nie die koning word nie. Come on. Oh yes. Die man, 5 jaar oud, het alles in sy hand. Maar sy oppasser laat hom val. Sure. En toe sy oppasser hom laat val, toe val die koningskap. Vir een oomblik het hy alles gehad. En die volgende oomblik Yes. is hy maar net een niks. Hallelujah. Because sy toestand disqualify hom om koning te word. Kom ek praat met u omtrent lewe. Daar's mense in lewe wie groot ideale gehad het. Groot drome. Graag iets in lewe wou bekom. Jy het mooi dinge vooruit gesien. Maar iewers in lewe het iets gebeur. Miskien was dit 'n oppasser Sure. wat jou laat val. Yes. Kom ons praat oor oppassers. 'n Oppasser kan jou pastoor wees. 'n Oppasser kan iemand op jou kerkraad wees. 'n Oppasser mag jou pa wees. Wat geboorte gegee het in jou en toe jy gebore was, toe gaan koop by seun. En toe word jy groot in die hande van jou ma. Ja. Jou oppasser kan jou oom wees. Vir wie almal opgesien het, maar toe molesteer hy jou. Jy sal verbaas wees hoeveel oppassers die lewe van ander mense in hulle hande gehad het. Sure. Maar hulle die mense laat val. Jy sê jy het gedroom vir iets. Jy het 'n boyfriend gehad. Amen. Jy het jou alles beloof Yeah. tot jy swanger geword het. Toe jy swanger word, toe raak hy weg. Jy oppasser. Hy jou val. Come on. Jy sien dat mense wat lewe verloor het. Maar
iets in hulle lewe gebeur het. Soos Mephibosheth koning sou word. Hallelujah. So iets gebeur in lewe wat jou geparalyse. Wat jou vermoë om iets in die lewe te word. Het jou hande geruk het. En ek weet nie wat dit is nie. Ek weet nie wat gebeur het nie. Ek weet nie wat lewe met jou gedoen het nie. Mama gaan droom oor groot goed. Gaan droom van mooi dinge vir jou huis. Toe divorce die man jou. Toe vind jy uit, is met 'n ander vrou besig. Jou opposser. Het jou laat val. En die kom kerk toe elke Sondag. En die mense in die kerk dink maar jy's okay. Maar hulle weet nie jy's paralyzed. Van jou heup af tot in jou voete. Die probleem van Mephibosheth was nie dat hy nie kon sien nie. Yes. Was nie dat hy nie kon vat nie. Die probleem van Mephibosheth is hy kon voor hom uitkyk, maar hy kon nie vorentoe beweeg nie. En baie mense in lewe kan voor hulle uitkyk. Hallelujah. Maar wat gebeur het in lewe? Come on. Yes. Hou hulle terug. Yes. Definitely. Maak hulle minderwaardig. Maak hulle voel ek is nie goed genoeg nie. Want ek niemand nog jou storie vertel nie. En almal dink maar dat jy so heel Sondag is die Heilige Gees. Maar as jy heel eintlik, oor jy weet, ek is verlam. Iets in my lewe is weg. Hallelujah. Kom aan, ek praat met iemand. Jong meisie, sy wil graag iets vir die Here doen, maar sy weet dat iets gebeur in jou lewe. Jy wil nie graag die secret sa mense deel. Shukotama. Maar as ek van niemand gesê dat die man wat hulle so prys by die kerk, hy mishandel jou by die huis. Ek van niemand vertel nie, because van die duivel het 'n wy gekry. Jy te val. Jy te paralyse. En jy hier. Ek wil jy besef, Mephibosheth het alles gehad. Maar toe hy val, toe verloor hy alles. Is iemand met wie ek praat vanoggend? Is iemand wat weet waarvan ek praat? Is iemand wat weet waarvan ek praat? Mama, jy het drome gehad vir jou meisie, toe val sy. Jy het drome gehad vir jou seun, toe val hy. En jy het soveel hoop en goed gehad, maar toe val het. En jy voel stikkend, jy voel verlore. En die probleem met die kerkpastoor is dat ons word so ingetrek in kerke, dat ons as leiers nie eens oplet. Ons het mense in die kerke wat besig is om te struggle, mense wat besig is om te fight. Hulle weet hoe om te sing, hulle weet hoe om te dans, hulle weet hoe om die Here te prys, maar hulle slaap self aan die slaap in die aand, because hulle het geleer hoe om voor te gee vir mense, maar hulle stikken, hulle is in die grond ingedrywe, en ons het 'n manier om mense te judge, ons het 'n manier om 'n klomp goed oor mense te sê, maar ons weet nie eers die rede waarom sy sukkel, because sy iewers gevalle, en sy is besig om te fight, sy wil graag ook iets doen vir die Here, maar sy's geparalyse. Sy's geparalyse. Die ding omtrent Mephibosheth is dat die val van Mephibosheth het gebring wat ons noem limitations. Wat is limitations? Die Engels sê, a limitation is a restrictive weakness. It is a lack of capabilities. It is a handicap. It is something that makes you feel not good enough. It is something that prevents you from becoming who you're supposed to be. It's a restriction. It's something that makes you feel I am disqualified. Van Mephibosheth as 'n koning. Yes. Maar sy restriction disqualify hom om 'n koning te word. En toe dit gebeur, pastoor, die Bybel sê, toe vat hulle van Mephibosheth, in plaas dat hulle hom koning kry toe vat,
In plaas dat hulle hom paleis toe vat, in plaas dat hulle hom op die troon gaan sit, in plaas dat hulle hom kippe en die goud om hom sit, vat hulle vir Mephibosheth na 'n plek wat hulle noem Lodebar. Die woord Lodebar is die woord wat beteken 'n plek sonder visie. Lodebar was nie 'n plek vir enige een nie. Die rejected was in Lodebar. Yes. Hulle wat weggegooi was deur die samelewing was in Lodebar. Hulle wat ander mense gevoel het is nie goed genoeg nie, was in Lodebar. Lodebar was die plek waar ons mense verwerp het. Hulle vat vir Mephibosheth, Yes. die seun van Jonathan, as gevolg van sy limitasie. Yes. En hulle sê vir hom, jy pas nie in by die gemeenskap nie. Jy pas nie in by die crowd nie. Sure. Jy pas nie in by die mense wat ons nie ken nie. Jy sien het jy 'n gevoel, jy's in die kerk, maar mense exclude jou. Het jy 'n gevoel, jy's hier, jy gee jou alles, maar mense sit jou altyd een kant. Because mense ken wat jou storie is. En mense het die neiging om ons te judge based op onze storie, based op onze verlede. As ek vir u vandag my verlede moet vertel, die goed wat ek gedoen het, Leo, sal jy my verag. Maar ek dank God dat as goed omtrent my wat God verborgen hou van mense om nie te sien nie. Because mense sal my in die samelewing sit. Yes. Because op my gebrek wat ek het. Mephibosheth is 'n Lodebar. Plek van vuur. Die koning, wie die koning moes wees, is nou 'n slaaf. Wie die koning moet wees, is nou 'n nobody. Niemand praat van hom nie. Niemand reken hom nie. Niemand bel hom nie. Hy's vergete. Yes. Hy's verlore. Hy vind homself en die probleem is, terwyl hy wat koning was in Lodebar is daar 'n ander koning op die troon. Het jy al 'n lewe gekyk en vir jouself gesê, ek wil graag dit word, maar nou is daar iemand anders. En jy's in die oë van mense nie goed genoeg. Halleluja. Hallelujah. Maar terwyl Mephibosheth in Lodebar is David op die troon. David is op die troon. Yes. En David vra 'n question aan die koninkryk. David vra, is daar nie nog iemand Yes. uit die huis van Saul aan wie ek guns kan bewys nie? Toe almal van Mephibosheth vergeet het, toe onthou die koning. Ek wou nie of ander mense jou afgeskryf het nie. Yes. Maar as 'n koning wat 'n vraag vra, is daar nog iemand Yes. uit die huis van die Bruins? Yes. Is daar nog iemand uit die huis van Auntie Sunny? Is daar nog iemand Yes. uit die familie van Alistair? Is daar nog iemand uit die Speelman familie? En Siba kom op die scene. Siba sê, meneer, daar is nog iemand. Yes. En Siba maak iets wat die meeste van ons doen. Siba sê nie vir die koning wat sy naam is nie. Sure. Siba sê vir die koning wat sy gebrek is. Jy sien baie mense, hulle recognize nie eens jou naam nie. Hulle ken net jou issue. As hulle jou bespreek, hulle noem nie eens jou naam nie. Ja, hy ene man wat saam, hy ander man. Come on. Nee, hy ander sister, sy was op Desember dronk man. Come
van hyene. Jy ken nie sy naam nie. Siba noem jy sy naam nie. Hy sê koning, daar is nog iemand, maar wat hom disqualify van wat hy vraag as sy gebrek. Sy gebrek sê, hy is nie goed genoeg nie. Sy gebrek sê, die vraag wat sy vraag is ongevraagde. Dat baat nie sy roep voor my koning, because hierdie man het 'n issue. Hy het 'n gebrek in sy bene, en sy gebrek in sy bene disqualify hom om te kom sit aan die tafel van die koning. Daar's mense wat jou so kyk, hulle disqualify jou. Hulle sê jy is nie goed genoeg nie. Hulle sê jy behoort nie daarvoor nie. Hulle sê nee, moenie vir haar die mic gee nie. Hulle sê nee, los haar. Sy weet nie eens iets nie. Hulle het 'n klomp goed omtrent jou te sê. Dat stop nie vir David nie. David laat nie toe dat wat Siba sê van Mephibosheth om stop nie. Hy sê, hey, ek is nie bekommerd oor Mephibosheth se gebrekkie. Hy sê, gaan haal van my vir, hey, hoor my vanoggend. As die koning jou onthou, kan die mense maar sê wat hulle wil. As die koning jou onthou, kan die mense jou maar kritiseer. Die koning sal jou gaan haal wat hy is. Die koning sal iemand stuur en sê bring hom terug. Ander mense het hom nie raak gesien nie, maar ek sien hom. Hallelujah. En ek hoor wat, Come on. Come on. ek hoor wat die koning sê. Yes. Die koning sê, ek soek iemand vir wie ek guns kan gee. Guns Come on. is favor Come on. wat jy nie verdien nie. Yes. Guns is wanneer jy nie die kwalifikasies het nie, Yes. maar jy kry nog nie werk. Yes. Guns is wanneer jou kerk goed groot raak en jy weet jy het nie geld vir die universiteit nie, maar die koning sien jou as 'n dokter. Guns is wanneer jy eers matriek het nie, maar die koning bring jou in leierskap in. Yes. En hy maak jou die baas op die plaas. En sy verstaan nie, hoekom nie? Because die koning kyk nie na jou gebrekkie. Die koning sien dat guns op jou lewe. En solang dat guns op jou lewe is, iemand sê, hoor wat sê iemand? Hy sê, guns is nie fair. Yes. Because why? Ons dink, omdat Johannes nou 'n bietjie geleer is, moet hy beter doen as ek. Sê dis die gunsie. Sê dis die gunsie. Ek kom by Volkswagen. Ek is 3 jaar in Volkswagen. 3 jaar en dan gaan 'n supervisor posisie oop. Daar's manne voor my. Hoor geleerd. Manne met beter kwalifikasies. Daar's manne voor my. 20 jaar service. Hulle is die ouens by die werk. Almal sê, nee, ek kan nie die job kry nie. Want ek het nie die kwalifikasies. Maar die ding wat hulle nie meer rekening hou nie, Yes. is dat ek het guns. Yes. En een aand gee die Here 'n sangoma 'n droom. En hy kom by my by die werk. Hy sê, ek wil gou vir jou sê, gisteraand in my droom, toe sien ek jou sweef bo al die ander manne in 'n wit overall. Toe hy dit sê, toe weet ek het guns gekry. Want al wat die Here is sangoma gebruik om al wat die Here is sangoma gebruik om my guns te bevestig. Sal God doen wat hy wil doen, because ek het guns op my lewe. Toe die manne wat my afgeskryf het en gesê het ek gaan nie die job kry nie, weet jy wat maak die company? Hulle sit alle manne wat gesê het ek qualify nie, sit hulle onder my en hulle maak my hulle supervisor. En die selfe manne wat my gedisqualified as ek nou die manne wat aan my submit, wat toe ek guns kry by die Here, toe gaan haal my in Lodebar en ek pray, as hy
iemand wat weet wat ek praat. Ek weet nie wat jy in lewe verloor het nie. Ek weet nie wat jy laat val het nie. Maar vanoggend in hierdie plekke is daar guns vir iemand. Daar's guns vir jou huis. Daar's guns vir jou kind. Daar's guns vir jou familie. Daar's guns vir jou huwelik. Daar's guns vir jou werk. Daar's guns vir jou studies. Hoor wat sê die Bybel. Hy sê promotion doesn't come from the east. And promotion doesn't come from the west. Promotion comes from God. En as hy God se guns het, kan die mense maar maak wat hulle wil. Die profeet skryf. Hy sê kyk, God het jou 'n geopende deur gegee. Hy sê en geen mens, geen kritiek, geen jealousy, geen wat hulle sê, gaan die deur toemaak nie. Want as hy guns het, moet hy instap deur die deure. Sê vir iemand stap in. Sê vir iemand stap in. Sê vir iemand stap in. That's your opportunity. Sy het guns vanoggend. Sy het guns in die hoof van die Here. Nie guns in die hoof van die kerkraad nie. Nie guns in die hoof van mense nie. Sy het guns in God se hoof. Iemand sê halleluja. Ek gaan sluit. Ons sluit. Jy sien die ding wat erin guns. Is die Yes. dat guns het niemand anders se approval nodig. Go. Guns het niemand anders se regmerkie nodig. In feite guns jou dag op reeds van ander mense jou gediskwalifiseer. Yes. Guns dag op wanneer jy weet jy het dit. Guns dag op wanneer alles wys teen jou. Ons het nie guns nodig as dit graag goed gaan nie. Yes. Ons het guns nodig wanneer lewe teen ons is. Jeremia 29 vers 11. Dis wat God sê omtrent guns. Ek weet. Nie hulle nie. Nie hulle nie. Nie hulle nie. God sê ek weet wat se gedagtes ek aangaande jou het. Weet jy gaan deur hel, ek weet jy gaan deur moeilike tye, ek weet jy gaan deur drukke lewe, ek weet daar's ander wat jouself aan die slaap hou. Heil maar hoor wat sê ek weet die gedagtes wat ek aangaande jou het. God praat. Hy sê ek het die gedagtes van onheil. Ek weet ja mamma, goed het gebeur in jou lewe, maar ek het 'n plan, ek het 'n plan vir jou lewe. Moenie nou toelaat dat omdat jy hier op groot geword het, dink jy's niks nie. Moenie nou dink mense sien jou nie raak omdat jy hier geword het nie. Jy's mos nou nie in die dorp by die nage en in PE nie. En jy dink by jouself, dis maar fyn dat ons moet so wees hier in Kirkute. As maar fyn dat ons moet sikkel soos die. God sê nee. Toe ek aan jou dink, toe sien ek goed wat jy nie eens kan sien nie. Toe sien ek gedagtes wat jy nie eens kan koester nie. Jy het gesettel om te bly waar jy bly in 'n RDP-huis. Maar God sê toe ek na jou kyk, toe sien ek jou bly in PE. Ek sien jou bly in 'n double story. Ek sien jou bly met 'n swembad agter in jou yard. En die mense sê nee, hoe is dit moontlik? Ek kom net uit Kirkute uit. Almal het gedink lemoene is al wat ek behoort. Maar God sê nee, wanneer guns instappe, dan worry ek nie wat die mense sê nie. En ek worry nie wat jou situation sê nie. Ek bring jou uit jou situasie uit. Ek doen groot dinge in jou lewe. Because that's guns op jou lewe. Iemand skree ek het guns. Nee, ek hoor nie. Iemand skree ek het guns. Iemand skree ek het guns. Ek het guns. Ek het guns volgende. Julle, ek het guns volgende. Alles is teen my, maar ek het guns. Alles is teen my, maar ek het guns. Ek het guns oor my lewe. Iemand skree halleluja. Want toe allemaal
almal vergeet van Mephibosheth. Toe onthou die koninge. En ek wil vanoggend vir iemand sê, God weet van jou. God het jou onthou. God het jou raak gesien. Hy gebed wat jy so gebid het. En het voel as die dak vas. God sê, ek was daar. Ek het geluister na jou gebed. En vanoggend het ek die man van die Here gestuur. Met 'n boodskap om vir jou te sê, Guns gaan jou deurbring. Guns gaan jou uitbring. Guns gaan hem wegmaken. Guns gaan die omstandighede veranderen. Iemand skree nog vir je. Ek het guns. Yes. I can feel it. I can feel it. There's a stirring in the spirit. Ek voel 'n bietjie soos Stefanus vanoggend van die Here gesien staan langs die trone. Ek sien hom vanoggend staan langs die trone en ek hoor hom skree oor Kirkwood vanoggend. Julle het gunse, julle het gunse, julle het gunse, julle het gunse, julle het gunse. Nie die guns van mense nie wat mense van jou dink nie. Ek hoor hom skree vanoggend, guns in jou situasie, guns in jou huis, guns in jou werk, guns by die skole, maar ook as jy is, iemand skree nog een keer, ek het guns. En die Bybel sê, pastoor, Bybel sê hulle bring van Mephibosheth. Die verlamde man. En die probleem is die leeuw. Mephibosheth kan homself nie bring nie. Ja. Maar hy kan nie loop nie. So dieselfde Siba wat vir die koning gesê het, hy is verlam in sy bene. Dieselfde Siba dra nou vir Mephibosheth. Come on. Oh yes. God sê dieselfde mense wat so niks van jou gedink het nie. Hulle sal recognize dat die hand van die Here op jou is. Come on. Jesus. Come on. Is waar? Ja. Hulle bring Mephibosheth. Hulle sit Mephibosheth by die koning se tafel. Ek wil hê jy moet weet. Almal wat by die tafel sit, Come on. qualify Ja. om by die tafel te wees. Almal is in die koninklike paleis. Almal het die credentials. Come on. Almal kan loop. Almal qualify om by die tafel te wees. Maar tussen almal wat by die tafel is, hier sit Mephibosheth. Ja. En die wet sê, hy qualify. Come on. Die orde van die kerk sê, hy qualify. Almal wat hier sit, het ranke, posisies. Almal wat hier sit, is gerecognize. Maar daar sit Mephibosheth, wat die qualify. Yes. En ek wil hê jy moet sien Ja. wat God doen. So. Dankie Jesus. Oh Lord. Pastoor, kan ek 'n tafel kry? Kan ek 'n tafel? Almal by die tafel qualify. Pastoor, almal het die credentials. As hulle inkom dan recognize almal hulle. Jy moet 'n begrafnis toe gaan. Ek like begrafnisse. By begrafnisse as almal kiem. Almal lyn staan vir hulle kos, dan kom hulle my buite. Dan sê hulle vir my, daar's 'n tafel. Maar die pastoor reg is. So almal queue, Ja. maar ek qualify vir die tafel. Amen. Almal kry die bene wat klaar is. Maar by die tafel is dit net die beste. So. Wat daar so sit. Maar ek kry my kos Hey. in 'n glasbol. My koeldrink in 'n regte
Glas. Die alle die waren staan in de queue. Maar ik qualify voor die tafel. Allemaal wat bij die tafel. Zijn nog broers wat bij mij komen zitten? Kom zitten broers. Kom zitten. Zijn nog mannen wat qualify. Kom broers, kom zitten. Jullie qualify voor die tafel. Zitten. Ons allemaal hier, mannen. Alle mannen hier qualify voor die tafel. Die enigste man wat die qualify nie, is Mephibosheth. Die ding wat die tafel doen, while ons allemaal hier sit, kan hy allemaal ons hier so sien. Maar niemand van u kan ons onder die tafel sien nie. Yes, Lord. So toe Mephibosheth by die tafel gaan sit, toe het niemand die eers gerecognize. Hy het gebrek in sy voete nie. Van sy voete was saam met hulle voete onder die tafel. Jy sien, wanneer God jou in 'n plek inbring, dan bring God jou in manne se teenwoordigheid wat qualify. En jy qualify nie, maar almal wat jou sien jy qualify. Soos die manne. Want as God jou guns gee, dan maak God selfs jou voete toe. God covered your weaknesses. Yes. God covered your gebrek. Zodat allemaal bij die tafel met jou equal is. Yes. En ik wil voor iemand zeggen, dat een tijd aanbreekt in jouw leven. Waar God jou in een plek gaan brengen. Met mensen wat beter af is van jij, als jij beter kwalificaties hebt, beter werken hebt, maar God gaat je brengen bij je plek, dat niemand eerst je weaknesses gaan recognize, because die tafel gaan je cover. Waar? Ik wil iemand bemoedigen vanochtend, van een God jou guns geven. Maar niet toelaten dat je gebrek jou terughoudt. Kom sit net aan die tafel. Yes. Oeh, shakarala bosje. En die God, wat goed was voor hulle, sal goed wees vir jou. Die God wat goed was vir hulle. Jy weet nie wat jy in leven verloor het nie. Jy weet nie wat jy laat val het nie. Jy weet nie hoeveel goed gebeur het in leven. Jy weet nie waar is die jong man. Jy weet nie waar is jou man nie. Jy weet nie wat gebeur het nie. Ek weet nie wat leven met jou gedoen het nie. Maar God sê, wil jou graag bring by die tafel. Yes. God wil graag hê dat jy met mense sit wat beter af is as jy. Maar jy sê uit nie. Because to hulle jou nie kan qualify nie. Qualify hy. Thank you, Lord. Wat God soek in die tyd leeuw, is die manne qualify nie. Wat God soek in die tyd, is manne wat deur hom gequalify is. Yes. En ek wil julle bemoedig, moet laat niemand, jong mense, moet laat niemand jou jonkheid vergee. Moet laat niemand jou verag omdat jy 'n vrou is nie. Dat niemand op jou neerkyk. Dag net op die tafel. Yes. Dank je, Jesus. Zodat die guns van God oor jou lewe kan wees. Jy kan sit, broers, seker die tafel vat. Dit is klaar. Dit is klaar. Vanoggend wil ek graag